Ek groet u, dit is Sondagoggend die 26 April. En ons gesels oor die groot ek is. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord en sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die konteks van hierdie hele hoofstuk 14 gaan oor 'n verhouding met God. Die Vader, 'n verhouding met Jesus en 'n verhouding met die Heilige Gees. In hierdie hoofstuk beloof Jesus 'n plek in sy Vader se huis. Hy verduidelik sy eenheid met die Vader. Hy beloof die Trooster, die Heilige Gees, wat by julle gaan bly en in julle sal wees, vers 17. En hy vertel dat hy gaan weggaan, maar hy sal hulle nooit as wese agterlaat nie. Kom ons kyk na hierdie 3 baie belangrike woorde, die weg, die waarheid en die lewe. Wat is die betekenis van elkeen van hulle? Die woordjie weg. Jesus is die outeur en die pad na die Vader en die ewige lewe. Daar's net een weg na God en dit is deur Jesus Christus en deur geen ander God of medium nie, God met 'n klein lettertjie. Jesus sê nie net die weg nie. Hy gaan voor sy mense uit as 'n voorbeeld. Hy's 'n profeet wat nie net die pad na saligheid aandui nie, maar self die pad na saligheid is. Sy gehoorsaamheid en sy offer aan die kruis het dit vir ons gedoen. Jesus is die weg na die hemel. Hy het self daar ingegaan deur sy eie bloed en so het die deur oopgemaak vir sy eiendom, die kinders van God. Jesus is ook die enigste weg na die ware kerk. Kerk van Jesus Christus. Dis nie 'n sekere denominasie nie. En niemand kan 'n lid van daardie kerk word sonder geloof in Jesus Christus en hom as gekruisig nie. Jesus is die enigste weg en die Bybel gee vir die mense 'n keuse tussen 2 weë en hy beveel aan watter een om te kies. Hy sê in Matteus 7 vers 13 praat Jesus self. Hy sê gaan in deur die noupoort want breed is die poort en die wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. God het die Israeliete ook so 'n keuse gegee terwyl hulle in die woestyn was. Ons lees dit in Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister, om aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham en Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om dit aan hulle te gee. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê, jy moet na sy stem luister, jy moet hom aanhang. Dis 3 dinge wat hy vir die Israeliete gesê het, maar hy sê dit vandag vir ons, sodat ons nie die aardse eiendom in besit kan neem nie, maar ons hemelse eiendom, ons hemelse erfenis. God is 'n liefdevolle en 'n vergewingsgesinde God, maar hy verwag 'n heilige lewe van sy kind, en hy sal nooit sy vereistes verander nie. Hy verwag jou liefde, jou gehoorsaamheid, jy moet hom aanhang, en alle ander wêreldse dinge versaak, om sodoende jou erfenis, die ewige lewe, te waarborg. Jesus praat by die Fariseërs oor die grootste gebod, Lukas 10 vers 27. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele krag, uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Alles wat jy het, alles wat in jou is. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Die apostel Paulus skryf aan Titus 1 vers 1 sê hy, die kennis van die waarheid is godsaligheid, of kan ons dit sê, dit is heiligmaking. Bring ons by die volgende woord, eers die weg, dan die waarheid. Jesus is die waarheid, hy is die beliggaaming daarvan, hy is die leermeester van hierdie waarheid, en dit staan teenoor enige ander tipe embleem of skaduwee van iets anders. Hy is die waarheid, hy staan teenoor enige ander valse godsdiens. Die wet van Moses was slegs die skaduwee hiervan.
Dit was nie die werklikheid, of die inhoud of beliggaaming daarvan nie, of van die goeie wat sou kom nie. Jesus spreek net waarheid, en hy spreek nie net die waarheid nie, hy is die waarheid self. Jesus maak hierdie stelling in Johannes 8 vers 32. Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En nou kom die fariseërs, hulle sê, maar hoe wil jy nou sê, ons die waarheid sal ons vrymaak? Ons is die geslag van Abraham, en ons het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe kan jy dan sê, julle sal vry word? Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensdag is van sonde. Die diensdag bly nie vir altyd die juis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Hy sê, elkeen wat die sonde doen, is 'n diensdag of 'n slaaf van die sonde. Hier is 'n groot waarheid in. As daar iets is waar die kind van God verslaaf is aan, is jy verslaaf aan sonde. Ons lees 2 stellings hierin, die waarheid sal julle vrymaak, en is die seun wat julle vrymaak. Vry van slawerny van sonde, wat ons almal was. Ons is daarin gebore, maar ons is vrygemaak deur die seun van God en aan die kruis van Golgotha. Welkom wat die Heilige Gees ook genoem word, die Gees van die waarheid. In Johannes 15 vers 26. As die Trooster gekom het, wat ek van julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Ek net aanhaal uit Jules se Bybelkommentaar. As 'n profeet het hy God se weg van waarheid geleer. As 'n priester dat God getrou en genadig is, gehoorsaam aan hom, as aan God wat hom aangestel het. As koning regverdig en waaragtig in al sy weë. Hy is die som en beliggaaming van die waarheid van die evangelie. Hy is die werklikheid van al die tipes, skaduwees, beloftes en profeseë van die Ou Testament. Einde van die aanhaling. Kom ons by die derde woord, die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die lewe in genade en heerlikheid, die lewe wat nie net van die dood red nie, maar ook die dood oorwin het. Christus se outeur en die gewer van lewe, natuurlike lewe, geestelike lewe en ewige lewe. Hy is die lewende weg. Hy is en sal altyd wees die ware weg. Alles wat hierdie weg lewe, wat in hierdie weg lewe, sal nooit sterf nie. En hierdie weg lei tot die ewige lewe. Jesus is die enigste weg van toegang tot die Vader. As geen toegang tot die ware God nie. Deur die verbond van werke nie, ook nie deur 'n bemiddelaar nie, ander bemiddelaar nie. Die enigste bemiddelaar tussen God en mens is Jesus Christus. En hy lei ons na die Vader en daar vind ons aanvaarding as God se kinders. En die skrif wat ons gelees het, Johannes 14 vers 6, eindig met behalwe deur my nie. Nie deur 'n ander godsdienst nie, nie deur enige meriete of bemiddelaar nie, net deur Jesus alleen. En ek sluit af hierdie pragtige deel, Hebreërs 10 vanaf vers 19. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Mag die Here u seën. Amen.